Hi graad 10, dis is alweer vandag in 'n nuwe maand, nuwe dinge. Die jaar loop nou regtig nou afdrand want die helfte is verby. Maar dit is nie soos Ray Dillon sê dit is verby nie. Is nie nou net ek en jy nie. Alhoewel ons is nou seker besig met 'n videoetjie, maar ja, lang storieetjie kort. Ons is by Woensdag, week hersiening van vergelykings. Nou die volgende tipe vergelyking wat ek hier vir jou het, is 'n eksponensiële vergelyking. Nou hoe weet ek wanneer dit 'n eksponensiële vergelyking is? Dit is wanneer die x wat jy moet oplos, soos die vraag vra, in die eksponentposisie staan. OK. En dan dit sê vir ons weer, ons het 'n ander manier om hierdie vergelyking te doen. Maar ons gaan nog altyd ons fondasie gebruik van inverse bewerkings en sou dit kwadraties wees, gaan ons faktoriseer, maar nou moet ons nog ietsie kleins eers 'n bietjie uit die weg ry. OK, nou die goue reël vir eksponensiële vergelykings. Nou ek gaan sommer hierso eksponensieel gaan ek so afkort. Vergelykings, dit dui aan op grondtalle. Nou grondtalle is die oudjies wat op die grond staan. Dit is daai dudes wat daar so staan. En dit is verskriklik belangrik dat jy jou grondtalle by 'n eksponensiële vergelyking dieselfde kry. En dis waar jou sakrekenaar knoppietjie van fact inkom as jy wil weet wat is die grondtalle van hulle. Dis nogals lekker as jy jou sakrekenaar kan gebruik, né? En wat nogals cool is van ons eerste voorbeeld is, ons grondtalle is klaar dieselfde. So wat gebeur as hulle dieselfde is? Dan is jy happy chappy en jy kanselleer hulle. En dan wat skryf jy nou volgende? Jy skryf nou net mooi neer die eksponente. Maar nou skryf jy dit so groot soos wat die grondtalle sou staan, want jy die grondtalle uitgekanselleer. En my wêreldgraad 10 kyk nou net daar. Nou sit ek met 'n doodgewone vergelyking. 'n Lineêre vergelyking, want daar's geen kwadrate nie, so ek sit een antwoord. So ons gaan net ons inverse bewerkingkies toepas. So hierdie plus 2x raak minus 2x. Ek het hier so 8 en ek het hier so plus 4 want ek kom oor en dan tik hier so 6x is gelyk aan hierdie optel gee vir my 12. Ons deel deur 6, ons deel deur 6 en dit wil sê x is gelyk aan 'n volle 2. En die wonderlike is, soos met vergelykings, enige vergelykings, is dat jy kan jou antwoorde toets en kyk of dit waar is. So ek wil jou uitdaag as jy 'n tydjie het en jy werk lekker vinnig, dan kan jy nogals daar in x se plek net soos hierdie sommetjie so staan. 7 tot die mag 8 en dan in hakies 2 sit minus 4. Dan kry jy 'n antwoordjie vir dit. En dan sê jy is gelyk of nie eers is gelyk aan die jammer, jy werk sy waartetjie uit en dan gaan jy hiernatoe dan sê jy 7 tot die mag 2 in hakies 2, hakkie 2 plus 8, dan kyk jy ook wat die antwoord hiervan is. En die twee antwoorde, gaan ek jou beloof, is presies dieselfde. OK. Die volgende enetjie. Ek sien weer 'n keer dit is 'n eksponensiële grafiek, want vergelyking, ek is jammer. Dit is nou tipies die tyd van die dag dat die konsentrasie nie so 100% is nie. Maar ek hoop jy kan konsentreer vir my asseblief. OK, so maar sien, ek is net so opgewonde, julle kan volgende week terugkom, dat ons net normaal kan aangaan met klas, julle verstaan nie. Het sal lekker wees om julle weer te sien. OK, hoe weet ek dit is 'n eksponensiële vergelyking, want die onbekende staan in die eksponent se plek, hy staan in die lig. En dan weet ons grondtalle moet dieselfde wees. Nou ek sien my grondtalle verskil. Die een is 3 en die een is 27. So nou gaan ek uiteindelik my shift fact knoppietjie gebruik op my sakrekenaar om te bepaal wat is 27 in sy kleinste vorm geskryf rondom grondgetalle. Nou, ek het nou nie 'n sakrekenaar wat die shift fact knoppie ding het nie, so ek ken eintlik die antwoord, maar kom ek wys jou hoe sou ek dit gekry het as ek dit nie geweet het nie. Dan het ek 3 gevat, want ek wil 27 skryf as 3. 3 tot die mag iets. En 3 gaan ek dan nou gebruik om mee te deel die hele tyd. En 3 gaan in 27 in 9 keer, 3 gaan in 9 in 3 keer, 3 gaan in homself in 1 keer. So 27 kan geskryf word as 3 tot die mag 3. Maar nou wat gebeur met sy eksponent? Wel, not fear when juffrou G is neer. Jy gaan net eenvoudig die eksponent weer neerskryf. OK, en dan hierso gaan jy net 'n copy and paste move uitpak hierso. Daar sy. En as ek by dieselfde stappies soos wat ek hier was.
My grondtalle is dieselfde. So nou kan ek hulle kanselleer. Lekker, cheers. Nice to meet you. En dan gaan ons nou net die eksponente neerskryf so groot soos wat die grondtalle sou wees. En hier het ek nou 3 hakkie 2x minus 1. Nou dit lyk soos 'n lineêre vergelyking beslis, maar met 'n hakkie. En wat het ons gedoen in maandag met 'n vergelyking met 'n hakkie? Ons het hom uitgemaak. Reg, so ons gaan presies dit doen. So kyk hoe wonderlik is dit. Kyk hoe pas hierdie goed by mekaar in. So ek het hier so x plus 2 is gelyk aan 6x minus 3. En nou gaan ek my x'e uitsorteer deur x'e aan die een kant te kry. En al die getalletjies aan die ander kant. Dit geef my minus 5x is gelyk aan minus 5. Deel deur minus 5. Deel deur minus 5 en ek wil net x hê. So dit wil sê x is gelyk aan actually 1. Want ek het 'n min gedeel deur 'n min. Daar sê, sjoe, kom voel hierdie videoetjie nou so kort. Wel, jy sal seker te bly wees, dan praat ek so bietjie minder. Maar ja, so dis nou weer vergelykings met eksponente. Okay, so nou kom ek recap net gou vinnig met jou. Ons het maandag gedoen vergelykings met een antwoord, 'n lineêre vergelyking. Ons het gister 'n videoetjie gehad oor vergelykings met 2 antwoorde waar x kwadraties is, of uit 'n kwadraat, en dit beteken ons moet die een kant 0 maak, en ons moet faktoriseer, en vandag is die x, wat opgelos moet word, in die eksponentse posisie, en ons praat van 'n eksponensiële vergelyking, dan moet jy onthou, jou grondtalle moet dieselfde wees, gebruik jou shift fact knoppietjie, of die kammetjie metode, om hulle dieselfde te kry, om hulle te kan kanselleer, en dan om verder te hanteer, soos 'n doodgewone lineêre vergelyking. Dit is lekker. Okay, graad 10's, mooi dag, laat dit juig, en ek hoop hierdie videoetjies help vir jou. Gesels maar met ons asseblief, dit is belangrik, want soos ek sê, assesseringstaak oor hierdie werk is 50 punte, so jy moet jou storie ken asseblief. Okay, julliekies, mooi bly.